Dis dan van my kant af weer eens ook 'n wonderlike voorreg om almal wat by die huis inskakel by vandag se opname hartlik te verwelkom. Ons hoop en ons bid en ons glo dat dit vir elkeen van julle ook 'n geseënde en 'n insiggewende geleentheid sal wees, soos vir elkeen van ons hier in die banke. Kom ons sit so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Here, ons het net nou die lied Kom o Skepper Gees gesing. Ons het U uitgenooi om nie net hierdie gebou opnuut te kom vervul met die teenwoordigheid nie, maar om ook weer eens opnuut 'n tuiste binne elkeen van ons te kom vind. Here, ons is nie vandag net hier omdat ons hier moet wees nie. Ons is vandag hier by mekaar want ons wil hier wees. Ons het die behoefte om U stem te hoor, om geleer te word, sodat ons as getroue disippels, as getroue apostels kan uitgaan en U handelinge kan gaan uitleef en ook oordra aan die wêreld. Daarom vra ons, Here, seën hierdie geleentheid, seën ons saam wees. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie. U ken ons gemeente se siekelys, die hoeveelheid mense wat op hierdie stadium deur beproewende tye gaan by die huis en selfs val by die hospitaal. Ons bid dat U in besonder by elkeen van hulle sal wees. Al hierdie dinge, Here, vra ons, nie omdat ons 'n enkele aspek daarvan verdien nie, maar alleenlik weens U eindelose goedheid, liefde en genade. Amen. Ek lees vir ons Nehemia hoofstuk 4 vanaf vers 10. Die wat kan onthou, sal onthou, ons het so 3 Sondae terug het ons gekyk na die eerste 9 verse. Vandag kyk ons saam vanaf vers 10. Daar staan geskryf: Die Judeërs het begin kla. Die draer se kragte gee in. Die pyn is te veel. Ons gaan dit nie regkry om die muur klaar te bou nie. Ons teenstanders het gedink, hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaarde, spiese en pyle en boë, familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur, onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom, dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het. En ons kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy eie werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en het die ander helfte die spiese, skilde, pyle en boë en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het. Die wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen en met die ander hand 'n wapen vasgehou. Die bouers het elkeen sy swaard om die heupe vasgegord gehad. Die ramshoringblaser het naby my gebly. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk gesê: Die werk is groot en uitgestrek en ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring hoor blaas, daar moet julle by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die stryd voer. Ons het met die werk aangegaan. Die helfte van die manne met spiese in die hand, van dagbreek af tot die sterre uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê: Elke man met sy handlanger moet in Jerusalem oornag, sodat hulle 's nags vir wagdiens
en bedags vir die werk beskikbaar is. Nie ek, of my mede-amptenare, of my dienaars, of die wagte by my het kans gekry om ons klere uit te trek nie, en selfs by die water het ons wapens gereed gehou. Net tot sover ons teksgedeelte vandag. My vriende, ek het dit goed gedink dat voordat ons inzoom op vandag se gedeelte, omdat dit nou 'n paar weke laas is wat ons mekaar laas gesien het en na die konteks van Nehemia saam gekyk het ek het goed gedink dat ek dalk net vinnig reflekteer op van die belangrike aspekte wat ons tot nou toe al vir mekaar genoem het in hierdie reeks. Ons het vir mekaar gesê en ons het gesien in hoofstuk 2 dat Nehemia in Jerusalem aangekom het vir die eerste keer in sy lewe. Hy het tot en met daai aankoms net geweet van Jerusalem, hy was nog nooit self daar nie. Met sy aankoms het ons gelees dat hy vir die eerste 3 dae het hy niks gedoen nie. Hy het net gaan sit, aangepas by die konteks, waargeneem wat rondom hom gebeur. Vir die eerste 3 dae het hy niks gedoen in Jerusalem. Na 3 dae het hy in die nag uitgegaan en hy het in die donkerte die stadsmuur gaan ondersoek, dat hy presies geweet het wat se werk lê vir hom voor. Tot en met daardie fisiese ondersoek, al wat hy gedoen het en kon doen, was om teoreties voor te berei, met pen en papier, rondom die bouwerk en die proses wat voor lê. Maar daai nagtelike ondersoek was die eerste keer wat hy fisies kon gaan kyk, wat moet gebeur, hoe gaan ons maak, ensovoorts. Goed, nadat hy die ondersoek gedoen het, het hy teruggekom en hy het die volk bymekaar geroep en hy het hulle gemotiveer om saam met hom te begin met die herbou van die muur. En hy het vir hulle oortuig, deur vir hulle te sê, ja, julle het al van tevore probeer, en elke poging wat julle in die verlede probeer het misluk. Hierdie keer sal dit nie misluk nie, want hierdie keer gaan julle dit nie bloot net deur jou eie krag en kennis aanpak nie, hierdie keer is die Here by. Hierdie keer beloof die Here dat hy sal teenwoordig wees en hy sal sy hand van bewaring en versorging en leiding oor julle as volk, oor julle as bouers hou. Moenie nou terugstaan en terugstuier wat julle weer eens hoor, kom ons bou die muur nie. Koop en word deel van hierdie proses, want die Here is met ons. En dan kry ons die wonderlike antwoord, dat die volk het as 'n eenheid opgestaan en die woorde uitgespreek, kom ons bou. Nou gepaard met hierdie inkoop en deel word van die bouproses, lees ons in die res van hoofstuk 2, dat daar persone was met mag en gesag, wat rondom Jerusalem gebly het, wat nie van hierdie gedagte gehou het, dat Jerusalem sy mure gaan herbou nie, want hulle, hierdie leiers rondom Jerusalem, het van hierdie mismoedige, verwaarloosde situasie waarin die Israeliete hulle bevind het hulle voordeel getrek. Hulle het die volk uitgebuit en hulle self op allerlei maniere verryk, terwyl die Israeliete in so mismoedige en afgebreekte en verwoeste toestand verkeer het. So toe Sanballat en Tobia en Gesem hoor van hierdie herbouproses wat nou gaan begin, het hulle onmiddellik begin om verbaal klippe te begin gooi na hierdie bouers, na die volk toe. Hulle het hulle begin spot, hulle het hulle begin intimideer, hulle het hulle begin verag met die hoop dat hulle moed en hulle spoed en hulle motivering vir hierdie herbouproses kon keer, dat dit nie voortgaan nie. In hoofstuk 3 as ons oorblaai, lees ons hoe die fisiese bouwerk van die stadsmure begin, en ons het vir mekaar gesê dat as jy so deur hoofstuk 3 lees, dan voel dit vir jou, jy is besig om deur die telefoonboek te gaan, want dit is naam op naam op naam op naam op naam. Maar dit dien 'n belangrike doel, dit toon vir ons dat die volk, die Israelitiese volk, het as 'n eenheid saam begin bou aan hierdie projek. Dit was nie net enkele lede wat ingekoop het nie, almal het ingekoop, almal het begin bou. En dan sê dit ook spesifiek in hoofstuk 3, dat hulle het begin bou, elkeen voor sy eie voordeur, voor elkeen voor sy eie huis. En dit het ook diepere en belangrike betekenis in, want nommer 1, hulle het nie nodig gehad om ver te loop na
na die bouperseel toe om te gaan bou nie. Ek weet nie of julle kan onthou nie, ek het met julle gedeel die beeld van die keer toe ek onder die myn ondergrond gesak het en hoe jy vir hoeveel kilometers eers moet stap om by die rif uit te kom, nê? Jy verloor soveel tyd. So deurdat Nehemia vir hulle strategies gesê het, bou reg voor jou voordeur, bou reg voor jou huis, het hulle tyd gespaar en kon hulle die lig, die sonlig tot die maksimum benut van soggens tot saans om te bou. Daarmee saam, deur vir hulle te sê, bou elkeen voor sy voordeur, bou elkeen voor sy eie huis, het dit hierso ook 'n psigiese effek gehad, want nou het elke bouer geweet, dat hy moet hierdie deel van die muur voor sy huis, moet hy so goed as moontlik en so sterk as moontlik bou, want sy eie familie, sy eie huis, sy eie gesin, sy veiligheid, sy sekuriteit hang daarvan af. En so het Nehemia op hierdie manier hulle gekry om getrou hierdie muur na die beste van hulle vermoë te herbou. Nou gaan ons oor na hoofstuk 4 toe. En dis nou ten minste so 3-4 weke in die bouproses in, wat hulle dag na dag aanmeld en hulle bou. En die hoofstuk begin waar daar vir ons gesê word, die muur is nou halfpad gebou, en soos wat die bouers elke dag getrou opdaag om te bou, net so het hierdie aanvalle, hierdie verbale klippe wat gegooi is, ook dag na dag bly aanmeld, om die bouers te probeer intimideer en te keer dat die bouwerk gestop sal word, dat hulle nie sal voortgaan daarmee nie. Maar, en dit is die pragtige deel daarvan, ten spyte van al hierdie intimidasie en bespotting en veragting tydens die eerste helfte, wat die onderste helfte van die muur gebou is, lees ons dat die bouers, die volk het nie toegelaat dat hierdie aanvalle hulle onderkry nie. Nehemia het herhaaldelik ingetree en hy het vir hulle herhaaldelik bly sê, moenie julle oë op hierdie vyand sit nie, fokus op die Here. Hy het vir hulle gebid, hy het saam met hulle gebid en hy het hulle die hele tyd bly motiveer, hou aan met die bouwerk, hou aan met die bouwerk, hy het hulle gehelp fokus met dit wat hulle besig is en nie laat rondkyk na die storms rondom hulle, net soos wat Petrus gemaak het op die see nie. Hy het vir hulle gehelp, bly fokus op dit. En dit het gehelp dat hulle die eerste helfte van die muur met wonderlike sukses en wonderlike momentum gegroei het. Vers 6 sê dit baie mooi, dat hulle harte was in die werk gewees. Een geleerde sê baie mooi, al hierdie verbale klippe wat hulle gekry het met die eerste helfte van die muur se gebouery. Hy sê daai sielkundige boelies kon hulle nie stop nie. Dit het goed gegaan met die volk. Hulle het regtig die muur met groot sukses aangepak en die eerste helfte gebou. Maar as 'n mens by vers 6 kom, die tweede deel, dan kry ons iets wat ons laas keer aan begin raak het, waarop ons vandag gaan voortbou. En dit handel oor daardie moment wat jy die halfpad merk bereik, né? Daardie oomblik, daardie fase wat die aanvanklike nuwigheid en opgewondenheid van die begin is nou al te ver agter jou. Dit motiveer jou nie meer nie, maar die einde lê nog te ver vorentoe. Dis nog onsigbaar. Dit motiveer jou nog nie en gee nie vir jou die energie en die uithou vermoë om klaar te maak nie. En dis ons fokus vanoggend. Daardie tyd, daardie fase, daardie sone hier in die middel van 'n projek, 'n taak waardeur ons gaan, wat dit baie keer vir ons begin voel, ek begin spoed verloor, ek begin momentum verloor, wat jy begin wonder, gaan ek dit regkry, gaan ek dit kan klaarmaak, gaan ek kan deurtrek, gaan ek dit regkry om te volhard. Ons gaan vanoggend op daardie aspek verder voortbou. En hermeneuties, as ons dit deurtrek na vandag toe, vriende, daar's soveel voorbeelde wat 'n mens hier kan gebruik, wat ek weet elkeen van ons hier sit, al een of meer van hierdie gebeure ervaar het. Daai halfpad fase, wat jy begin wonder, hoe gaan ek volhard, hoe gaan ek aanhou, hoe gaan ek die einde haal? Huisbou. Eens op 'n tyd het my ma hulle ons huis herbou. En het hulle altyd vir die mense gesê, die huis sal eendag klaar kom, hy sal Kersfees klaar wees, maar hulle het nooit gesê watter Kersfees nie, né? Want dit voel net, dit hou net aan, jaar na jaar, en die huis kry nooit klaar nie. So het altyd vir mense gesê, die huis sal klaar wees Kersfees, maar ons weet nie wat die een nie. Daar was nooit 'n datum bygesit nie. Of wanneer as jy 'n besigheid begin, daardie lang proses, van die begin, totdat hy sukses op die voet is, en begin regtig
suksesvol funksioneer. Oefen of gewigsverlies. Daar's nou 'n video gewees wat ek in die week gekyk het van 'n persoon wat mense probeer help om gewig te verloor. Maar hulle word net een keer 'n maand geweeg. En hier by die 50 van elke maand, dan sien jy hoe daardie mense begin sukkel hier om voor te hou, want dit is te lank uit mekaar uit wat hulle op die skaal kan klim om te sien is daar vordering. Maar nou moet hulle probeer gemotiveerd bly en hulle moet aanhou oefen en aanhou oefen en aanhou oefen en aan die einde van elke maand word hulle eers geweeg. Finansiële herstel, langtermyn studies, huweliksjare, langtermyn psigoterapie of traumaverwerking. Julle sal ook onthou, ek het so aangeraak in die Comrades Marathon. 90 km wat jy moet hardloop. As jy hier by 42 begin kom, daai wow wat jy in die begin gaan, het is lankal uitgewerk. Dit motiveer jou nie meer nie. Maar die eindstreep is nog te ver. Jy hoor nog nie die geraas nie. Jy sien nog nie die eindpunt in die verte nie. Hoe gaan jy bly volhou? Die begin is altyd vol opgewondenheid en die einde is vol konfetti, maar die uitdaging is daar die middelste deel. Daai middelste deel. En dis presies waar die volk hulle self op hierdie stadium bevind, vriende. Die mure is halfpad gebou. Ons lees dat die vyand is nou besig om hulle taktiek te verander. Tot nou toe met die eerste helfte van die muur se bou was dit net verbale aanvalle, maar nou sien ons Sanballat en Tobia en Gesem kom agter dit werk nie. Hierdie mense gaan net aan en hulle bou. So wat doen hulle? Die verbale aanvalle verander nou in fisiese aanvalle. Daar waar hulle sien is 'n leemte ergens langs die muur, gaan hulle en val hulle fisies die bouers aan terwyl hulle bou. Met die hoop en om hierdie bouproses dan nou stop te kry. So die volk word nou tydens hierdie bouproses geforseerd om dit te begin insien dat om aan die koninkryk van God te bou, om die stadsmure te herbou, geskied nie net bloot in 'n vakuum nie. Dis eintlik besig om in die middel van 'n gevaarsone te geskied. Hulle staan eintlik in die middel van gevaar, besig om aan hierdie bouwerk deel te neem. Nou kan ons met dit in ag geneem, nou kyk ons na ons teksgedeelte. Vers 10 begin met 'n baie eerlike en rou belydenis, waar die bouers, die volk, na Nehemia toe kom en vir hom die volgende sê. Ons lees in vers 10, die Judeërs het begin kla, die draer se kragte gee in, die puin is te veel, ons gaan dit nie regkry om die muur klaar te bou nie. So die eerste 6 verse, die eerste helfte van die muur, goed gegaan. Maar nou waar hy halfpad is en die tweede helfte aangepak moet word, nou lyk dit asof die bouers begin nou sukkel. Hulle begin nou spoed en momentum verloor. En die rede is, hoekom? En vanaf vers 10 begin hierdie aspekte een na die ander nou vir ons uitgelig. Wat is besig om met hulle te gebeur? Kom ons lig hulle uit. Wat is hierdie faktore wat gebeur? Nommer 1, het ons vir mekaar nou reeds gesê, daar was 'n oorgang van verbale na fisiese aanslae. Sanballat, Tobia, Gesem het gesien dat om hulle net te spot en te verag en te intimideer werk nie meer nie. Daar's nou fisiese geweld ingebring. Ons sien dit in ons land ook, nê? As mense hulle nie hulle sin kry nie, wat gebeur al hoe meer? Fisiese geweld. Kyk hoe lyk Bellville se kampus, nê? Elke plek waar getooi word en waar die mense nie hulle sin kry nie, wat gebeur al hoe meer? Daar word gebrand, daar word skade aangerig en mense word te lyf gegaan. Ons sien dit in ons land. Dis wat hier ook gebeur. Fisiese geweld. Nommer 2, sê die bouers dat hulle kragte is besig om in te gee. En nou moet jy jouself in ag neem. Hulle bou nou al vir 3 tot 4 weke daagliks, konstante slaan die bou. Hierdie bouers is heel moontlik nie gewoond gewees daaraan om so intens te werk, dag na dag voor die herbouproses begin het nie. Nou sit met eens hierdie verskriklike harde arbeid wat dag na dag moet plaasvind. En die muur is nou halfpad. So dit raak nou al hoe moeiliker, want die stellasies is nou al hoe hoër. So die materiaal en die gereedskap en die klippe wat nou aangedra en aangegee moet word, moet nou al hoe hoër gelig word.
Die steiltes wat hulle moes loop, wat hulle goed moes dra en moes sleep, raak nou al hoe steiler. So die fisiese arbeid, die energie wat die draers moet insit en die bouers moet toepas, is besig om hulle in te haal. Hulle is besig om moeg te raak, om die hele tyd so konstant te bly bou. Hulle liggame begin fisies agteruitgaan, dit begin 'n knou op hulle kry. Daarmee saam sê hulle ook in vers 10, die pyn is te veel. En is belangrik dat ons hier insien, dit sê nie pyn met 'n lang y wat koppel aan hulle lywe nie, wat seer kry nie, die pyn. Is te veel vir hulle sukkel. Nou dit verwys na die rommel wat daar rondgelê het. As jy na die Hebreëus gaan kyk, verwys dit na die rommel wat daar rondgelê het van die dag wat die stadsmure verwoes is. Alles lê nog daar rond. Daar lê heel moontlik rommel van al die ander kere wat hulle probeer het om die stadsmuur te bou wat dit misluk het. Alles lê die wêreld vol. Nou moet hulle tussendeur al hierdie rommel, deur al hierdie puin probeer om hierdie mure gebou te kry, en dit is vir hulle 'n uitdaging. Kom ons bring dit na vandag toe. Eerste voorbeeld wat by my uitgekom het, is my kinders se kamers. Nou ek het 'n prentjie, dis nie hulle kamer daai nie, maar dis net 'n voorbeeld vir julle, nê? My kinders is lief daarvoor om hulle kamers en selfs die TV-kamer, alles wat hulle besit, daar te kom uitgooi, nê? En ek dink is 'n absolute gawe hoe hulle dit regkry om met soveel gemak deur om en oor alles te kan beweeg. Dit lyk soos hulle natuurlike habitat. Maar ek as ouer mens, as ek nou daar moet deur, is elke tree wat ek moet gee 'n moontlike beenbreuk, enkel soek uitdaging. Ek moet so stadig daarmee gaan, en ek dink almal van ons wat dit al ervaar het sal weet, as jy haastig is, en jy moet nou deur so 'n vertrek kom, en alles lê die hele wêreld vol, dan maak dit jou maar hier aan die binnekant mismoedig, nê? Want jy kan nie, jy raak kwaad, en kinders kry raas, en hulle, hoekom hou jy in die kamer? Maar dit is 'n pragtige hermeneutiese beeld van pyn, wat dit moeilik maak om deur te kom, om aan die ander kant uit te kom. Maar weet julle wat, as ons vlugtig hierdie beginsel van pyn nog geestelik verdiep, dan speel dit eintlik so 'n kardinale rol, nie net in 'n gemeente nie, maar ook in 'n gemeenskap wat wil vorentoe beweeg. Dis so baie keer die verlede, die sondes, die foute, die teleurstellings van die verlede, wat maak dit ons sukkel om vorentoe te gaan. En ek wil vir julle 'n paar na hierdie gedagte van pyn kyk uit 'n paar verskillende perspektiewe. Daar's 5 wat ek gaan uitlig. Hulle gaan op die skerm verskyn. Die eerste ene is persoonlike en emosionele pyn. Met ander woorde, die innerlike lewe. Die definisie, dit is die emosionele rommel van ons verlede wat dit moeilik maak om aan 'n nuwe toekoms te bou. En as ons wil dink aan voorbeelde, dan kan 'n mens dink aan voorbeelde soos onverwerkte trauma, die letsels van 'n egskeiding, die skuldgevoel van vorige mislukkings of die bagasie van 'n disfunksionele kinderjare. Nommer 2, 'n ander vorm van pyn wat ons soms kan laat stagneer en terughou, is geestelike of kerklike pyn. Verduideliking, dit is die historiese of strukturele rommel binne die kerk wat geestelike groei en vernuwing vertraag. 'n pragtige voorbeeld hiervan, of voorbeelde, is tradisionalisme, en dit beteken om dinge te doen net omdat dit nog altyd so gedoen is, kerkkonflikte uit die verlede, seer wat deur vorige leiers veroorsaak is, of 'n kultuur van apatie. Derde ene, maatskaplike en sosio-ekonomiese pyn. Konteks van Suid-Afrika is hier 'n voorbeeld. Dit is die strukturele en sistemiese rommel in die samelewing wat hoop steel. Voorbeelde, korrupsie, die ineenstorting van infrastruktuur, misdaad, rassespanning of ekonomiese agteruitgang. Vierdens, relasionele pyn, gesinne en huwelike. Dit is die opgemaakte foute en patrone wat tussen mense lê. Voorbeelde, jare se klein argumente wat nooit opgelos is nie, woorde wat soos klippe na mekaar gegooi is en 'n gebrek aan vertroue. Vriende, dis maar 'n druppel in die emmer. As ons hierdie woord pyn wil gebruik, oordra na vandag toe en net sien wat se aspekte 'n rol kan speel en 'n rol speel wat ons keer om as gemeenskap en die gemeente te kan bou, groei en floreer. Nou om terug te kom
na Nehemia toe, se konteks, is die vraag, en dis die klimaks van vandag, se boodskap, hoe het Nehemia hierop reageer? Wat was sy strategie? Hoe was sy benadering om hierdie nuwe halfpad gebou wees, uitdagings en beproewings wat nou oor die volk se pad gekom het, hoe het hy dit aangespreek? Wat was sy antwoord daarop? En wat se les kan ons daaruit leer? Kom ek lig dit vir ons vinnig uit. Eerstens, ten opsigte van die fisiese moegheid, sê vers 16, van daardie dag af was 1/2 van my manne aan die werk en het die ander helfte die spiese, skilde, pyle en boë en harnasse gereed gehou. Met ander woorde, alhoewel die skrif het nie vir ons pertinent so sê nie, sien ek in my verbeelding, Nehemia, die volk in geheel in 2 groepe gedeel. Die een het gebou, die een het beskerm. Een het 'n troffel vasgehou, of sy fokus was om te bou, die ander een se fokus was om wag te staan. Hierdie 2 groepe het mekaar uitgeruil binne sekere tye, sodat as jy wag gestaan het dit sommer gedien as 'n aktiewe tydperk van rus. Jy het bietjie gerus dat jy nie hoef te gebou het nie. Dis die eerste ding wat hy gedoen het. Tweedens sien ons die skuif na 'n gesinsgebaseerde verdediging. Nou vriende, hierdie was vir my 'n baie interessante punt. Ons het vir mekaar gesê Nehemia 3 het elkeen voor sy eie huis, voor sy eie voordeur begin bou. Maar hulle is nog steeds in spanne opgedeel dan binne daai area. En aanvanklik blyk dit dat hierdie spanne so ingedeel was volgens provinsies, maar ook ingedeel was volgens jou beroep. Maar nou daar 'n verandering gekom. Nehemia sê vir hulle, nee. Julle gaan nou as gesinne saam in 'n span wees. Want, en hoor hoe smokkel hy met hulle gedagtes hierso. Want as die man moet staan en veg, of moet staan en bou, en hy sien sy familie, sy vrou en sy kinders en sy ouers agter hom staan, gaan hy met groter entoesiasme aanhou bou, en hy gaan ook bereid wees om met groter entoesiasme te veg. So, Nehemia gebruik hier 'n psigologiese manier om die familie agter te staan, om die bouers en die vegters te motiveer, want hulle is mismoedig, dis halfpad en hulle het al die beproewings, maar om hulle te motiveer, om nie nou op te gee en die handdoek in te gooi nie, maak hy hierdie verandering. Gesinne staan nou agter, hieronder, en elke keer as die bouer oor sy skouer kyk en onthou hy, hoekom bou ek? Hoekom veg ek? Ek doen dit vir my gesin. En dit het hulle in hierdie halfpad proses help volhard om aan te hou, nie op te gee nie. En dan sien ons hierdie pragtige beeld van die troffel en die swaard tegelijkertyd. En die klem lê is, die aanvalle het nie die bouproses gestop nie, en die bouproses het plaasgevind as daar aanvalle was. Hulle moes leer om simultaan te funksioneer. Die pragtige Engelse woord is multitasking. Hulle moes leer, al 2 van hierdie aspekte moes gelyk gebeur. So wat het gebeur? Die draers, as jy hand oop gehad het jy jou swaard vasgehou. Jy het aan die ander kant dalk 'n tou gehad, of 'n sak oor jou skouer gehad, maar jou oop hand het 'n swaard gehad. En as jy al 2 jou hande moes gebruik met die bouwerk, dan het jou swaard aan jou sy gehang. Maar hulle was konstant besig om te bou en te verdedig. Al 2 hierdie aspekte het gelyktydig geskied. En dan praat hy van die ramshoring in vers 18. Nou ons moet onthou, Nehemia is die groot doring in die aanvallers se oë, nê? Hy is mos nou die een wat die bouproses geïnisieer het, hy is die een wat leiding neem, hy is die een wat vir almal sê hoe hulle moet maak. So Sanballat en Gesem en Tobia sal graag by hom wil uitkom en hom wil fisies aanrand, want as hulle hom kan kry, hulle kan die wortel bykom, dan gaan alles mos nou stop. So wat doen hy? Hy het 'n man met 'n ramshoring wat by hom staan. Dis eintlik soos sy persoonlike sekuriteit, wat oral saam met hom gaan, as hy gaan om die muur te inspekteer. En hierdie ramshoring het 'n paar redes gehad, waarom hulle dit begin gebruik het. Nommer 1, dit was 'n kommunikasiestelsel oor 'n lang afstand. Jy kan dink, Jerusalem is 'n groot ding, as jy skree, gaan jy nie ou hoor nie. So die ramshoring het gedien as lang afstand kommunikasie. Nommer 2 het dit gedien as 'n oproep tot militêre versterking. So as al ergens iemand aangeval word, dan word daar op die ramshoring geblaas en almal kan vinnig kom help. En die derde een, hier is my 'n pragtige beeld. Die ramshoring is gereeld geblaas om die volk te herinner, God is teenwoordig.
Hier's iemand in Bethlehem wat gereeld daarvan hou om 'n ramshoring te blaas. En hy of sy doen dit ook vir daardie spesifieke rede, om Bethlehem te herinner, God is hier. Ons leef nie in 'n godverlate dorp nie. Ons lewe nie in 'n godverlate land nie. Die Here is hier. Dit is die doel waarom die ramshoring betrek is. En dan die antwoord op die puin wat hulle ook mee gestoei het. Wat was Nehemia se antwoord? Ons lees keer op keer. Het hy die volk pastoraal begelei. Hy het herhaaldelik vir hulle bly sê, moenie jou vaskyk aan die rommel nie. Moenie jou vaskyk aan die storms rondom jou nie. Lig jou oë op na die Here. Dit laat my dadelik dink aan Moses en die volk by die Rooi See, wat hy vir hulle sê, moenie julle vaskyk aan die see nie, moenie julle vaskyk aan die Egiptiese leermag nie, hou julle oë op die Here, want hy sal namens julle veg, hy sal namens julle intree. So die hele tyd het hy hulle gehelp, net om hulle fokus te hou by hulle taak en by die Here. Hy het vir hulle gebid, hy het saam met hulle gebid, die hele tyd het hulle net geïnspireer deur middel van hierdie pastorale bystaan en deur middel van gebed. En daardeur probeer hy vir my en vir jou ook sê, dat ons hoef nie mismoedig te wees oor ons omstandighede nie. Solank jy op die Here, jou oë op die Here kan, of hou, hoef jy nie bekommerd te wees dat jou rommel van die verlede jou gaan keer om te kan floreer nie. As jy werklik jou skuld bely, en jy het werklik die Here lief, en jy nooi werklik die Here uit in jou lewe, sal hy jou bystaan, hy sal jou help, om te kan groei en te kan versterk en te kan floreer in die lewe. En daar waar intimidasie, bespotting, veragting oor jou pad kom, daar sal hy namens jou veg. Jy's nooit alleen nie. Daarmee sluit ek af. Wat leer jy les? Wat leer jy gedeelte ons vandag? Ek dink dit is belangrik dat ons net ten slotte vir mekaar sê, die kerk van die Here Jesus Christus word nie vandag gebou en bestuur in 'n vakuum nie. Glo dit of nie? Die kerk bevind homself ook in die middel van 'n oorlogsone, 'n gevegsone. Aan die een kant moet ons as kerk daagliks uiterlike, verbale aanvalle ervaar. Jy sien dit elke dag op sosiale media. Ek het nie meer die kerk nodig nie. Daai kerk is so sleg, daai dominee is so. Al die verbale aanvalle waar daar die hele tyd gesê word, die kerk bespot word, geïntimideer word, verag word, ensovoorts, ensovoorts. Die kerk is in die middel van so 'n gevegsone op 'n daaglikse basis. Maar dis nie net meer verbaal nie. Ons sien dit deur die verloop van die geskiedenis, soos dit ook fisies. Hoe is van voor Jesus se tyd af is gelowiges al die een na die ander doodgemaak, vervolg en gemartel op gruwelike wyse. Daar's nou weer 'n artikel gewees in die week van 'n klomp Christene wat in Nigerië uitgemoor is oor hulle geloof. So die kerk bevind homself konstant in die middel van 'n gevaarsone vir verbale en fisiese aanvalle, eksterne aanvalle. Maar aan die ander kant staan ons ook in die middel van 'n gevaarsone wat die hele tyd bedreig word deur innerlike aanvalle. Hoeveel van ons het nie al ergens in ons lewe meer as een keer op daai halfpad wees punt gekom wat jy begin wonder, is ek goed genoeg? Kan ek 'n verskil maak? Wat se effek het my dra in hierdie lewe? Wat se effek het my deelname in die kerk, in die Christendom? Moet ek maar net eerder opgee en terugsit en iemand anders sal die werk doen nie. So julle hoor, daai innerlike emosionele en psigologiese aanval ervaar die kerk, ervaar die lidmate, ervaar dominees, kerkrade ensovoorts ook op 'n daaglikse punt. En wat Nehemia vir ons hier wil kom sê is, ja, die kerk staan in die middel van 'n gevaar en 'n gevegsone, maar bly volhard. Soos wat hy vir die bouers van die stadsmuur gesê het, kom sê hy vandag vir my en vir jou, bly volhard. Moenie opgee nie. Hou aan om baksteen vir baksteen te bly lê in die Here se naam vir sy koninkryk. Dit gaan uitloop op 'n sukses. Hou net aan, moenie mismoedig raak nie. Ja, daar's tye wat jy gaan begin voel jou strategie werk nie. Maar moenie dan die handdoek ingooi nie. Evalueer jou strategie. Verander hom as jy moet. Kom met 'n nuwe perspektief, kom met 'n nuwe benadering, maar moenie opgee nie. Hy kom herinner ons net weer vandag dat die kerk sluit ons almal in. Ons almal het mekaar nodig. Een ou kan nie alleen bou nie. 10 kan nie alleen bou nie. Ons het almal mekaar nodig as 'n eenheid om werklik 'n bouproses kan laat funksioneer.
Vierdens sê hy, hou jou oog op die Here. Moenie vasval in die strikke van wat die koerante sê en wat sosiale media sê en wat die mense daar buite oor die kerk en oor Christendom en oor die Here sê nie. Hou jou oë op die Here. Laat hy jou lei. Hy gaan vir jou die krag en die inspirasie en die motivering gee om te bly volhard. En laastens, bou die koninkryk van die Here op jou knieë. Bou die koninkryk van die Here op jou knieë. Bid vir jouself, bid vir jou naaste, bid vir jou kerk, bid vir jou land. Ons kan nie aan die koninkryk bou sonder gebed nie. Amen. Kom ons sluit ons oë. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie uiters insiggewende deel waarby ons vandag kon stil staan. Dankie Here dat U dit dan ook met ons so kom deel het, dat ons 'n dieper verstaan het oor wat in hierdie hoofstuk vir ons uitgebeeld word, dat ons dit hermeneuties kan deurtrek na die jaar 2026, dat ons 'n les daaruit kan leer en dat dit ons kan help, ons kan inspireer vir ons taak as bouers van die koninkryk in die Here. Here, U ken elkeen van ons wat vandag hier sit. U weet wie van ons is dalk op hierdie stadium vasgevang in hierdie halfpad gebou wees fase. In 'n moment of in 'n tyd waar ons onsself begin afvra, waarheen is ek op pad? Het ek nog momentum? Gaan ek dit maak? Hoe gaan ek dit maak? Ensovoorts. Here, mag hierdie punte wat U vir ons kom uitlig, dien as die nodige instrumentasie om ons te help om te bly volhard. Dat ons nie sal opgee nie, dat ons nie sal die keuse maak om uit te begin sit nie, maar dat ons konstant in volharding ons deel sal bly doen. Dankie Here dat die teks vir ons herhaaldelik kom sê ons is nie alleen nie. Ons leef nie in 'n godsverlate omgewing nie. U is by ons. U is met ons. En as ons rondom ons kyk, Here, sien ons konstant die tekens van die goddelike en heilige teenwoordigheid raak. Help ons dat ons net meer ons oë sal oopmaak en dit sal begin sien. Selfs daardie dinge wat ons so as vanselfsprekend baie keer aanvaar. Here, vir die week wat voorlê, bid ek Here dat U met elke bouer wat hier voor my sit sal wees. Daar waar ons besig is om te bou aan die koninkryk, by die skool, by die huis, by die werk, tussen ons vriende, tussen mense wat nie van ons hou nie. Dat ons in alles wat ons doen en oral waar ons gaan, altyd U lig sal uitstraal. Ons bid dit Here in U groot naam alleen vandag. En seën ons dan ook met die wapenrusting, waar ons ook baie keer aanvalle moet trotseer. Ons vra dit in U naam. Amen.